Môre julle almal, dis 'n nuwe week. Kan julle glo? Lekker naweek gehad en ek hoop julle het uitgerus en dat julle weer reg staan en kan sien vir 'n splinter nuwe week, ook in die Here se genade. Ons gaan nog hierdie week en nog volgende week aangaan, maar na volgende week gaan ons die jaar afsluit en dan sal ons weer in die nuwe jaar begin. So ons gaan dan nie oor Desember gaan nie, maar ons sal nog hierdie week en volgende week sal ons nog elke oggend by mekaar wees. En ek wil graag vir julle hierdie week begin met Galasiërs 5:22, waar Paulus sê die vrug van die Gees, en dan begin hy met die eerste woord. Die vrug van die Gees is vrede. Dis die Griekse woord eirene, né? Nou, dit is waar ons Afrikaanse weergawe eirene vandaan kom. Nou, eirene is die Griekse woord vir vrede. En dit het twee baie belangrike betekenisse gehad. Aan die een kant is dit gebruik om rustigheid en kalmte aan te dui, wat mense geniet het as 'n wyse en 'n regverdige keiser aan bewind was. En aan die ander kant is dit ook gebruik as die stad of die dorp in 'n baie goeie kondisie of in goeie orde was. En die hoofman van die stad of die dorp was die bewaarder van die plek se eirene, of daai vrede. Nou, daai woord eirene is ook soortgelyk aan die Hebreëse woord shalom. En dit beteken nie net vryheid van probleme nie, maar dit beteken ook alles wat bydra om 'n persoon se hoogste en edelste te bewerkstellig. Dit is wanneer daar shalom intree, dis wanneer daar eirene intree. Nou dit is nogal 'n gewisse sekerheid wat gebore word, net uit 'n oorheersende bewussyn, dat jou en my tye en ons lotgevalle en ons lewens in God se hande lê. Nou met die koms van die langverwagte Messias was die aarde oordek met die moontlikheid van goeie verhoudings en geluk. En daarom was die hemelse boodskap oor die velde van Efrata op daardie eerste Kersnag vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dit staan in Lukas 2 vers 14. En weet julle, omdat ek en jy volgelinge van die vredevors is, moet ons Christelike ywer en entoesiasme daarop toespits om in vrede en goeie orde en harmonie met ander mense te leef. Waar daar geloof in God is daar liefde, en waar daar liefde is daar vrede. En waar daar vrede is, wel, daar is God. En waar God is, waar God is, kom sy seën. En dis by uitstek 'n vrug van die Heilige Gees. Is dit nie ongelooflik nie, die vrede op aarde, die gedagte wat aan die Jode gegee was, hierdie eirene, hierdie shalom, het gekom as hulle geweet het dat die een wat in beheer sit, dat daai persoon regverdig is, dat daai persoon 'n goeie leier was. En met die koms van Jesus die Messias, sê die engele, eirene, shalom. God wat in die hemel is, wat op sy troon sit, kan vrede op aarde verkondig, want hy is 'n regverdige, hy is 'n geregtige, en hy is 'n alomteenwoordige God in ons lewe. En daarom kan ek en jy weet, die vrug van die Gees, as dit die eerste ding is wat genoem word, vrede, beteken dit dat wanneer ons 'n oorgegewe lewe gegee het, wanneer ons deur die Gees beweeg, dan het ons daardie vrede van die koning wat op sy troon sit. Want hy is in beheer. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. O Here Jesus, ek dank U vandag, want U is die prins van vrede. En U het na hierdie wêreld toe gekom, sodat ons weer daai vrede kan vind. Kom maak vir my dan ook 'n kanaal, waar langs U vrede na hierdie wêreld toe kan vloei. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde maandag hê. Ons gaan môre voort. Totsiens.